Vandag is donderdag 22 Januarie. Ons is in die tyd van Epifanie. Die teksgedeelte waarby ons vandag in hierdie luistermeditasie gaan stilstaan, is die Onse Vader gebed wat ons lees in Matteus 6 vers 9. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om saam met my die kers aan te steek, die Christuskers, wat ons help om in hierdie oomblik tot rus te kom en te draai na God wat in ons teenwoordig is. Al 'n paar keer sommer net lekker diep asem. Met elke asemteug herinner jouself dat God teenwoordig is en dat hy tuis is in jou. En wanneer jy uitblaas, wil ek jou nooi om elke keer die gedagtes en die emosies wat in hierdie oomblik voorop by jou is, een vir die Here te gee. So asem in die teenwoordigheid van God, blaas uit en gee alles wat voorop by jou is vir die Here. En herhaal dit 'n paar keer totdat jy voel hoe jy rustig word en diep bewus word van die Here se teenwoordigheid in hierdie oomblik by jou. Matteus 6 vers 9. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Wanneer jy die baie bekende Onse Vader gebed hoor, wonder ek sommer wat in jou hart gebeur. Is daar enige gedagtes wat by jou loskom, herinneringe? Wie het vir jou die gebed geleer bid? Wat 'n rol speel die gebed in jou eie lewe? Is dit iets wat jy gereeld gebruik? Dink vir 'n oomblik sommer net met jou hart en wat is jou eie ervarings van die Onse Vader gebed? Ek lees in 'n boekie van Karel Antonissen wat juis oor stilte gaan, waar hy vertel van 'n klompie jare gelede, waar deelnemers aan die Britse TV-program deelgeneem het, Who Wants to be a Millionaire? En om te kon kwalifiseer om aan die program deel te neem, is mense gevra om 'n bepaalde oefening te doen. Hulle moes sekere woorde van die Onse Vader gebed in die volgorde wat dit voorkom neerskryf. Die woorde was hemel, geheilig, naam en koninkryk.
En toe die uitslag na enkele sekondes bekend gemaak is, het dit gebleik dat nie net 1 uit 9 deelnemers dit kon regkry. Die res het geen idee gehad nie. Wat sê dit vir ons? Dit bevestig, dink ek, op 'n manier iets wat vandag eie is aan ons moderne en gesekulaariseerde samelewing. Dat baie die tradisionele waarhede van die Christelike geloof so ontgroei het, so verwerp het, dat selfs die mees eenvoudige en voor die hand liggende inligting oor die Bybel, oor hierdie eeueoue bekende gebed, mense ontbreek. Dit terwyl hierdie selfde mense dikwels alles weet van beleggings en rentekoerse en aandelepryse en eiendomme en advertensies en nuwe motors en huispryse, en so kan jy aangaan. In kort, al die dinge wat dan vir jou 'n miljonair kan maak. Ek het nogal in die nadenke hieroor besef hoe ontstellend dit eintlik is. Want wat het ons wêreld eintlik nodig? Ons wêreld smag eintlik en het hierdie groeiende behoefte aan mense wat meer krities sal staan teenoor die houvas van materialisme. Die algemene neiging om meer en meer te wil hê, sonder 'n gewete oor baie wat niks het nie. Ons soek vandag mense, ook ryk mense met waardes, wat hulle minder materialisties en meer sober, diensbaar en mededeelsaam kan maak. Ons soek mense eintlik wat nie net die Onse Vader gebed van weet nie, of selfs van vergeet het nie, maar wat God se hart in die hart van die Onse Vader gebed hoor, en wat dit ook hulle hart maak. Wat beteken die Onse Vader gebed vir jou vandag in die tye waarin jy leef, as jy dink oor 'n nuwe jaar wat op jou wag? Watter plek, watter rol kan dit, maar veral wil dit dalk in jou lewe vanjaar speel? Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Maak vandag iets van die gebed, jou eie gebed. Here, leer my vanjaar om U hart te ken, uit U hartklop te leef. Amen.